Goeiemôre, baie welkom. En ons ook so weer ons week afsluit so deur saam Petrus te reis. Is dit vir ons wonderlik om ook so by Petrus stil te kan staan. Mag dit so wees dat die Here vir ons in hierdie tyd as ons so terugkyk op 'n maand en die winter wat vir ons voorlê, mag ons opnuut ook deur Petrus se woorde in sy lewe bemoedig word. Ons lees vanaf vers 12 en ons lees daar tot vers 16. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief is of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik. Hierdie wonderlike woorde is dat moenie verbaas wees wanneer jy beproef word of wanneer die vuurproef jy aan die vuurproef onderwerp word nie. En dan hoor ons eintlik dit wat ons in die Pinksterweek gehoor het by mekaar rondom ons identiteit. Hy sê dit, geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. En ons het daar vir mekaar in die Pinksterdienste gesê, is dat dit is aankondigings wat Jesus maak, wanneer hy sê, geseënd is julle, want hy sê, by hierdie, as julle my soek, sal julle my by hierdie mense vind. By die wat weet is hoe afhanklik hulle van God is, by die trerendes, by die sagmoediges, by die wat rein van hart is, by die wat warmhartig is, by die vredemakers, by die wat die kapasiteit het, al word hulle valslik beledig en nie terugbeledig nie. As julle swaar kry en my naam verduur, weet een ding, ek is by julle. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. En mag ons dit so ontdek, dat wanneer ons, hierdie Petrusbrief is eintlik vol daarvan, van hoe die swaar kry en die teenkanting van die vervolging wat hierdie gemeente in die gesig staar, maar dan deurgaan ons eintlik reg deur hierdie brief, word hulle herinner dat God by hulle is, ook so in hierdie wete, geseënd is julle, want die Gees sal op julle bly en by julle wees. Mag ons dan ook so gaan leef. Dankie o Here vir genade, dankie dat U Gees op ons bly en dat U ons ook so in staat stel. Here, om U kinders te wees, om 'n lig te wees, om 'n baken van hoop te wees in 'n donker wêreld. Here, om uiteindelik U te weerkaats en U te spieelbeeld in hierdie wêreld. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade en U goedheid. Ons loof U daarvoor. Amen. Seën en voorspoed tot ons weer gesels. Totsiens.